En dis 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. Weet aan al hierdie bekende gesigte wat ons hier het. Wel, ek kyk nou maar kom hierdie kant nou vandaan. Al die tyd is dit nou hierdie styfie wat jy so gebruik. Ons hoor die see, ons hoor die vloed so mal taak en lyk ons sommer dadelik wegspring, né? Maar Shabbat Shalom vir julle, hoor. Regtig goed om julle te sien. En ek hoop julle gaan regtig lekker saam met ons vandag saam praat oor Parasha Noag. En Shabbat Shalom van my af. Ek hoop nie julle gaan seesiek wees vandag nie, maar ons gaan in die aand wees vandag, so ek hoop jy gaan daai gevoel kry. Ja, voor ons aanvang, kom ek sê gou vir jou wat wag dalk vir jou, dat jy net kan kennis neem. Weet jy, in die voorbereiding, natuurlik het ons die 35 vrae wat ons gedoen het met die alias, en dis altyd 'n goeie riglyn vir jou om te kyk, maar in die proses wat ek gedink het, waaroor gaan ons praat vandag, het ek gaan kyk na die Nephilim, ek het gaan kyk na die Banaim en die Benai. Dit is die seuns van Elohim. Weet daai gedeelte het ons daarna kan kyk. En ek het eintlik 'n 15 jaar oue studie van my gaan uithaal om meer te kyk na sekere goed, en miskien het ek dalk so bietjie te veel info rondom dit, want die tweede gedeelte van waaroor ons praat vandag gaan oor Noag, dit gaan oor die ark, en dit gaan oor die krag van 'n poging. Daai deel wil jy nie mis nie. Dis 'n gedeelte wat so in die nag na my toe gekom het, en ons het dit tot so net nou nog het ons dit voorberei en gereed gekry vir julle. Dit is net sekere aspekte wat ek en jy van moet kennis neem, en wat ek en jy gaan toepas. Dis regtig iets wat jy kan wegvat, iets wat jy kan onthou. Dis ja, kom ons kyk hoe gaan dit uitspeel. Ek sien uit daarna dat weet dat ons agterna so 'n bietjie van 'n midrash doen, met mekaar praat en sien wat kom uit, hoe kan ons mekaar aanvul in die proses. Kom ons kyk net eers na Tehillim 29. Dit is nou die Psalm wat saam met hierdie Torah leesgedeelte gaan. Hy sê vir ons daar, 'n Psalm van Dawid: gee aan Jahweh, o hemelinge, gee aan Jahweh eer en sterkte. Ai hemelinge, hou in gedagte wanneer ons net nou praat oor die seuns van Elohim. Hy sê, gee aan Jahweh, o hemelinge, gee aan Jahweh eer en sterkte, gee aan Jahweh die eer van sy naam, aanbid Jahweh in sy afgesonderde sieraad. Die stem van Jahweh is op die waters, die Elohim eer donder, Jahweh is op die groot waters. Die stem van Jahweh is met krag, die stem van Jahweh is met heerlikheid. Die stem van Jahweh breek seders, ja, Jahweh verbreek die seders van die Libanon. En hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en die Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van Jahweh slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van Jahweh laat die woestyn bewe. Jahweh laat die woestyn van Kadesh bewe. Die stem van Jahweh laat die takbokke lam en maak die bosse kaal, maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Jahweh het gesit oor die watervloed. Ja, Jahweh sit as koning tot in ewigheid. Jahweh sal sy volk sterkte gee. Jahweh sal sy volk seën met vrede. Soos julle nou al weet, is ons parasha se naam Noag. En Noag natuurlik beteken rus. Jy kan sien, hy gaan ook guns of grace, genade, dit gaan dit ook beteken. Daar's meer betekenisse rondom hierdie. En as jy ondertussen aangesluit het, jy's baie welkom, Shabbat Shalom vir jou. Ons gaan nou gaan kyk na hoe lyk hierdie leesgedeelte van ons, en jy sal sien, hier is verskriklik baie om te lees. Uit die Torah uit is dit Bereshit of Genesis dan nou 6
vers 9 tot hoofstuk 11 vers 32. Uit die Haftorah is Jesjaja of Jesaja 54 vers 1 tot hoofstuk 55 vers 5. Jehoshua of dan is soos ons dit ken, Josua 2 vers 12 tot 24. Uit die Brit Gadesha of die hernieuwde verbond is dit Matityahu 4 vers 1 tot 8. En tot 8, de hoofstuk 8 tot 17 en dan ook hoofstuk 24 vers 36 tot 44, uit Lukas 17 vers 20 tot 27, uit Maasai of Handelinge 2 vers 1 tot 16, Kefa Alef 3, dit is 3 Johannes, 3 Petrus, ekskuus tog, Dis 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 en dan 2 Petrus 2 vers 5. Kyk, dis 'n mondvol daarin en ek dink as jy dit al gelees het, dan gaan jou Shabbat omtrent verby wees. Maar kom ons kyk net heel eers waarom is hierdie ding vir my en vir jou van belang. En ons moet weer teruggaan na Matteus 24. Toe ons die laaste ruk nogal redelik in Matteus 24, nee. Kom ons hoor net wat sê ons Messias Yeshua, die seun van die mense, eie woorde sê die volgende. Matteus 24, maar van daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Nie die boodskappers van die hemel nie, ook nie die seun nie, maar net die Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. So wat is die belangrike ding wat ons hierso het? Nee, dit sal wees soos in die dae van Noag en van Sodom en Gomorra. Die klem lê op die woord soos. Nee, ons sien dit, jy daar 'n prentjie van die ark en aan die linkerkant sien jy die prentjie van Sodom en Gomorra. Nou ons sien, die Brit Gadesha, dit vertel ons dat die laaste dae soos die dae van Noag sal wees, hulle het geëet, hulle het getrou, hulle het voortgegaan om te leef sonder om eintlik om te gee, sonder om enigiets te besef. Dis eintlik maar net soos wat dit was in Noag se tyd. Ek wil tog net vir jou wys uit Lukas 17 uit ook presies hoe sê hy dit. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. En die sondvloed gekom en almal vernietig het, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel afgereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar is. Hierdie is Yeshua wat aan die woord is, net so sal dit wees. Met ander woorde, ek en jy moet kennis neem van hoe was dit in die dae van Noag gewees. Want ek en jy het nodig om te weet waarvoor moet ons onsself voorberei. Nou, ek wil net eintlik van vers 1 van hoofstuk 6 af lees. Dis nie deel van hierdie Torah leesgedeelte nie. Hy is eintlik maar deel van verlede week se eindgedeelte, maar ek wil 'n bietjie konteks probeer gee. So kom ons begin net gou daar by vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van Elohim dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê Jahweh, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En daardie dae was die reus op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van Elohim by die dogters van die mense ingegaan, en hulle vir hulle kinders verwek het. Dit is die geweldigste uit die ou tyd, die manne van naam. Nou, ek wil nou net begin met daai woord
die eerste woord waarna ek gaan kyk is, hy sê, toe die mense op die aarde begin. Weet jy, as jy dit so gewoonweg lees, dan gaan dit nie vir jou eintlik uitstaan vir die een of ander rede nie, né? Want ek meen, dis maar die gewone Afrikaanse spreektaal. Wat sê hy daar? Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, die woord daar is Hygel. Hygel, en ons sien dit kom, weet vanaf die kernwoord Galal eintlik, né? So hy gee vir ons, eintlik is dit so, wat as 'n Vader nou vir ons hier 'n raamwerk van 'n verwysing gee van gebeure voor die vloed. So die Galal gaan eintlik dan vir ons beteken profane, defile, pollute, né? Die Afrikaanse woord, ek soek altyd nou baie mooi woord vir die woord profane, is ontwy. Die woord getuienis praat van hy is ontwy, of ontheilig, of besoedel. Nou, maar ek wil jy moet ook sien dat hierdie woord, begin, jy gaan dit nou nie glo wat ek nou vir sê nie, die woord begin, het ook te doen met die woord gol, en dit praat van om te breek of te wond. So jy kan sien, hier is so 'n klomp negatiewe goeders wat hier uitkom. So hoe kan hierdie woorde soos ontheilig en het begin sinoniem met mekaar wees? Want daai woord gol, weer eens, is ontwy, ontheilig, of jy maak dit nie doodgewoon, jy maak dit common. Jy kan sien, dis presies wat hy doen. En dan wat ook interessant is, wat uit dit uit gaan kom, is dat die woord vergala, die brood wat jy gisterand en vandag eet op jou Shabbat, dit kom ook uit hierdie kernwoord uit. Dis die brood wat ons elke dag eet, of elke Shabbat eet, as 'n gedenkteken aan die liggaam van ons Messias. Maar kom ons vat hom so 'n klein bietjie verder weer. Nou, ek gaan nou nie weer vir jou al die goeders daar lees nie, maar jy het nou gesien, hierdie woord begin beteken letterlik, ek dink ek gaan vir jou nou die skrifgie wys, dit het daai negatiewe effek. Hulle het begin vermeerder, hulle het begin wegbeweeg van jou af. Hier sê hy, en hulle het begin vermeerder. Onthou nou, in Bereshit 1 vers 26, en ons het verlede week gekyk, het ons gesien, dat hulle het die opdrag gekry alreeds in Bereshit, ek dink dis vers 12, ek is nie helemaal seker nie, maar wat ek vir hulle sê, gaan en vermeerder en vul die aarde, né? So, en dis 'n ding wat vir die mense en vir diere en wat ook al gegee is, en hulle moet dit gehoorsaam of hulle nou wil, of hulle nie wil nie. Dieselfde opdrag het gekom en heers oor die aarde, né? Die mens gemaak en vir hulle opdrag gegee om te heers. So hulle moet gehoorsaam wees en dit doen, en dan sal hulle heerskappy hê. Dis 'n opdrag wat vir my en vir jou gegee is. Ons moet vermeerder, ons moet heerskappy hê, is nooit weggevat nie. Dis net daar Satan wat wil hê dat jy moet dink dat hy is in beheer hiervan. Hierdie wat Vader gesê het, wat hy gesê het van vermeerder en heers, is blessings. Dis nie net goeie gawes wat Jehovah vir ons skenk nie. Dis eintlik gesproke profeseë. En dis hoekom die blessings wat ons op 'n Shabbat uitspreek so kragtig is. Dis net ek en jy wat ons blessings beperk. Ons spreek 'n ding uit met die volle wete dat Elohim is agter dit. En ons glo dat dit is asof, jy weet so wat ons het uitgespreek het. Maar ons sien ongelukkig is dit nie net die mens wat vermeerder het nie. Jy sien, hy sê ook dat die boosheid het vermeerder. En hulle het hierdie ding op penei, is die woord wat hy gebruik daar, op die gesig van die aarde vermeerder. Met ander woorde, wat hulle doen is so dat die hele wêreld kan sien wat aangaan. En so sien ons dat daar 'n gemengde vermeerdering gaan kom as gevolg van die aarde wat vervloek is en wat nou korrup geword het. Elohim 82 vers 1. Elohim staan in die vergadering van El. Hy hou gerig te midde van die Elohim. Ek self het gesê, hulle is magtiges. En julle sal sien, dis 'n klein lettertjie wat daarna verwys. En julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterf soos mense, en soos een van die heersers sal julle val. So hierso sien kry jy al klaar te doen met die seuns van die Allerhoogste, die seuns van Elohim,
Ek gaan vir jou 'n bietjie meer vertel rondom dit nou. Kom ons kry net so basis reg. Of Romeine 8 vers 13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van Elohim gelei word, hulle is kinders van Elohim. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. So jy sien al klaar daar op die skerm die hoë roeping wat jy het en wat ek het, né? Ons is geroep om seuns van Elohim te wees. Jy gaan alleenlik 'n seun van Elohim wees as jy soos 'n seun optree, maar ek wil vir jou uitwys met hierdie parasha Noag, dat die hele idee van die seuns van Elohim hou ook in entiteite wat magtiger is as die gewone mens. Nou geneem my sê, maar waarvan praat jy nou eintlik? Onthou nou in die begin het Jahweh of Elohim dan nou die hemel en die aarde geskape. Daar's 2 dimensies. Eigenlijk meer dimensies is wat ek en jy eintlik weet dink. Hulle praat van ons is in 3 dimensies en dan die 4de dimensie is daar waar Vader is, waar die engele is en dies meer. Daar kan baie meer dimensies wees, maar wat vir my en vir jou as die mens weet wat ons weet en wat ons kan waarneem. Johanan Alef, so dis 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van Elohim genoem kan word. En ons is dit. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van Elohim, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as dit geopenbaar word, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Jy moet daai skrifgie baie mooi gaan bestudeer, want dit is Vader se verwagting van my en vir jou. As jy sien hierdie konteks, dit word baie duidelik vir ons vertel dat ek en jy, mans en vrouens, ons is seuns van Elohim, net as ons hom aangeneem het. En in dit het ons die mag om van Elohim, kinders van Elohim genoem te word. Die volgende skrif sê, Hy is eintlik maar dieselfde skrifgie. Ek wil net so bietjie meer uitbrei oor hom. Nou ons sien, as jy net na hierdie gedeelte gaan kyk, dat daar's een ras van wesens, dis die seuns van Elohim, wat dan nou kom met 'n kruisdeling met die dogters van die mense. Met ander woorde, omdat ek het net al gepraat van die mense, van die entiteite wat magtiger is, en dis hulle wat byvoorbeeld sê, gaan kyk na die boek van Job, wat toe Vader in sy raadsaal gesit het, saam met die seuns van Elohim, toe daar Satan ook daar gekom en dies meer. So met ander woorde, dis 'n ander dimensie. En dis hierdie mense van hierdie dimensie, nie mense nie, hierdie entiteite van hierdie dimensie wat nou kom, en dan kom kruisdeel hulle nou met die dogters van die mens. Nou dis 'n probleem, want dit oortree die wet van soortgelyke soort. Nou, jy kan gaan lees, het staan nou in Bereshit 1 vers 12 en vers 25. As jy terugkyk, dan gaan jy sien dat saad spesifiek ontwerp is om voort te plant volgens sy eie soort. Die saad van 'n eikeboom is ontwerp om 'n ander eikeboom voort te plant. Katte is ontwerp om ander katte voort te plant. Honde is ontwerp om met ander honde voort te plant. Net so. Ek en jy weet dat die mensdom is ontwerp om met die mensdom voort te plant. En hierdie entiteite wat ons nou hiervan sien, dis 'n soort van 'n hibridisering. Met ander woorde, dit gaan 'n vermenging wees. Jy neem een saad, jy manipuleer dit dat dit met 'n ander spesies voortplant. En dit word baie spesifiek deur die Torah in Levitikus 19 verbied. Kom ons kyk na Levitikus 19. Ons is in baie kraam, né? Julle moet my insettinge hou. 2 soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met 2 soorte saad besaai nie. En 'n kleed van 2 soorte goed van gemengde stof mag nie op jou kom nie. So wat Baie is duidelik, nou. eintlik is dit baie duidelik, jy sien. Nou kom ons sê nie vir mekaar die volgende. Die Skepper, dis Jahweh, word in sy skepping getoon. Dis wat ons nou al hier van Bereshit 1 af geleer het. Ons fisiese heelal demonstreer presies wie en wat ons Skepper is. Die fisiese wêreld is sy handtekening, sy signature aan my en jou, die mensdom, sodat ons kan sien hoe magtig en hoe kundig hy is.
As ek by my venster uitkyk en ek kyk uit oor die berge en die see, dan sien ek dit elke keer. Sy handtekening, sy signature kan op alles gesien word. Van die son af, oor die kleinste boustene, jy kan dit sien. Hy kan gesien word van die buitenste ruimte tot hier binne, né? En weet, ja, selfs in ons DNA, van die sterrestelsel tot ons DNA. Nou, dis wat die mens probeer doen. Die mens probeer om dieselfde stap te neem as wat Elohim neem. Die probleem is net dat hulle kan dit nie doen nie, hulle is nie die skepper nie. Die mensdom is slegs 'n manipuleerder. Hy kan net neem wat aan hom gegee is en dit in iets anders transformeer. So die mensdom se poging om die skepper te wees, weet, is, ja, jy kan sê, Elohim het die mens met grond geskep, so ek gaan ook grond neem en ek gaan vir Elohim wys dat ek 'n ander mens daarmee kan skep. Wil jy glo dat hulle dit probeer? En, ja, daar's nou die grappie rondom dit wat sê, ja, dan Vader sê, gaan voort, doen dit. Skep net eers jou eie grond, weet, daai tipe van ding. Maar die feit van die saak is hierso gaan 'n manipulasie gebeur van 'n ding wat nie moet gebeur nie. Weer eens sal ek nou net vir sê, Bereshit 4 vers 26. Ek gaan terug na verlede week se parasha toe hy sê, en ook vir Shet is 'n seun gebore wat hy Enos genoem het, toe het hulle die naam van Jahweh begin aanroep. Onthou jy wat het ek vir jou gesê? Dit klink nou 'n wonderlike ding. Wow, hulle roep Jahweh se naam aan, behalwe dat daai woord begin het 'n negatiewe konnotasie. Toe hulle, jy kan dit eintlik lees, is toe het hulle die naam van Jahweh begin verwond. Nee? Wel, Net so met Vayikra, 18 vers 21, vir Moloch deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die naam van jou Elohim nie ontwy nie. Kan jy Ek is Jahweh. Kan jy glo dat daai woord begin en ontwy nie, is dieselfde woord, verstaan jy? Met ander woorde, hierso moet jy sien, nee, maar hulle het begin om die naam van Jahweh, weet, eintlik te veronagsaam, om dit doodgewoon te maak, om nie ag daarop te slaan nie. Jy kry daai selfde ding daar in Vayikra 20 vers 3. Ek het nie daai skrifgie ingesit nie, maar kyk hierdie een. Jesjaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ja, met ander woorde, weer eens hy geld. Met ander woorde, hy het, dis 'n negatiewe ding wat hier plaasvind. Nou, wat sien ons nou eintlik? Soos wat die mense op die aarde vermeerder het, en die ontwyding, of die ontheilig, verontheilig, wat jy dit wil noem, dit het ook toegeneem, en hulle het waarskynlik begin om die geskape dinge te begin aanbid in die naam van Jahweh. Nou hierdie patroon wat ons nou net gesien het hier in Vayikra is aanduidend dat hulle godsdienstige dinge begin doen het met 'n ander Jahweh in gedagte. Vandaar kan jy sien is dit die ontwyding van Jahweh se naam. Hulle het letterlik sy groot naam verwond. En alhoewel dit nou baie eenvoudige ding lyk, is dit, jy weet, is dit ook iets wat ek moet verstaan, die brood wat ons op Shabbat eet. Ek weet hierdie challah, nou ons het gesê dis dieselfde kernwoord wat jy hier gebruik. Daai challah word geknie en hy word gedraai en hy word bewerk en dan rys hy. En nadat hy gerys het, dan breek jy hom weer en jy eet hom. Neem, eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. So wat is die punt wat ek vir jou hier probeer wys? Hierdie is dinge wat aangegaan het voor die vloed. En dit gaan weer gebeur. Yeshua sê so. Shaul sê so. Simon Petrus sê so. Shimon Kefa, hy bevestig dit. Hier is 'n groot vermenging van wat werk en dit wat nie wat werk nie. En dan, soos ons dan sien, dan is dit soos 'n rekenaar, dit raak korrup. Die stelsel kan werk, maar as die sagte ware nie saamwerk en nie skoongemaak is nie, dan werk hierdie hele ding nie. En dis wat hier in Bereshit 6 dan eintlik gebeur. Het ons hierdie al gelees? Toe Jahweh sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink voortdurend net sleg was, het dit Jahweh berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En Jahweh sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde vernietig, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het guns gevind in die oë van Jahweh. Baie interessant dat Noag het guns gevind. Noag, guns is sy naam. Maar wat wil ek vir jou hier sê?
ons het nou, wat ons kry, ons het die Bnei Elohim, dis die seuns van Jahwe, en dan het jy die Banot HaAdam, die dogters van die mense. Ons het dit bespreek, en so kortliks vir jou vertel van hierdie vermenging van hierdie twee verskillende spesies. Nou, dis iets wat ek en jy dalk nie kan indink nie, maar dit is net moontlik as daar 'n soort van 'n genetiese manipulasie is, en dis wat hulle doen. Ek meen, ons weet, ons leef in 'n tyd waar daar genetiese manipulasie van sade en sulke goeders is, so wat ek en jy net sukkel, soos hulle in Engels sê, to wrap our heads around it, is die feit dat hulle 100 jaar voordat die Torah gegee is, nie 100 nie, 1000 jaar voordat die Torah gegee is, het hulle alreeds daai vermoë gehad om 'n genetiese manipulasie te doen. Dit behoort vir jou skrikwekkend te wees. Onthou, moenie hierdie uit die oog uit verloor nie. Yeshua het gesê, dit sal wees soos in die dae van Noag. Ek en jy moet dophou wat gaan rondom ons aan vandag. So, jy moet ook sien, dit is vir ons regtig verbasend dat dit eintlik 'n genetiese manipulasie is wat amper algemeen was in die dae van Noag. So, wanneer ons dan praat oor hierdie seuns van Elohim, ek het net ook verwys na die boek van Job, dan praat ons van wesens wat nie deur my en jou fisiese wette beperk word nie. Omdat hierdie seuns van Elohim meer multidimensionele wesens was, hemel en aarde, dis waar hulle opereer, sal hulle van nature op 'n hoër vlak van begrip funksioneer as wat ek en jy dit sou doen. So terwyl ons in 'n verlede week gekyk het toe hierdie geslagsregister begin bou het van Adam af, daar het ons gedeel met die ouers wat hierdie genetiese manipulasie gedek het, dan gaan jy hierdie week sien hoe lyk die nageslag van daardie manipulasie. Hierdie nageslag noem hulle die Nephilim. Nou, voordat ons hierdie week se parasha begin, het ek gedink ek wil net gou dit verduidelik, want dit was eintlik vir my nogal interessant. As hulle praat van die seuns van die mens, dan praat hulle van die Banim. Maar as hulle praat van die seuns van Elohim, dan praat hulle van die Benai. En dit het my so 'n bietjie omvergewerp, behalwe dat ek net tot die besef gekom het, dis waarskynlik net op hierdie parasha van toepassing, want ons praat van Benai Israel, weet die kinders van Israel. Maar die Banim het ons net gesien, wanneer hy die Mem by het, dan beteken dit, dis die seuns wat van water gebore is, so wat ons dan nou ook gaan sien, jy weet, uit Johannes 3, ons gaan hom nou lees, so die klem word op die letter Mem laat val. Mem, sê weer eens, is die letter wat water verteenwoordig. So dit sê vir ons, daar is 'n verskil tussen hierdie twee soorte seuns, en daai verskil is water. Ons sien die seuns is fisies, hulle is uit water gebore, maar die seun van Elohim is nie uit water gebore nie, die wat in 'n ander dimensie. Ek hoop ek verblydelik. Dit is interessant. Maar kyk nou net, en onmiddellik toe dit sien, ek het nie hierdie van tevore in my studie gehad nie, maar dit my herinner aan Johannes 3. So kom ons kyk wat sê Yeshua in Johannes 3 vir Nicodemus. Yeshua antwoord en sê vir hom, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van Elohim nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Yeshua antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Goed, so ek dink daai maak dit vir jou so klein bietjie duideliker, né? En ek en jy moet maar weet, ons moet begin kyk na die moeilike vrae of die moeiliker vrae, na die dinge wat miskien onmoontlik is om te begryp. So wanneer ons na hierdie parasha gaan kyk, wat begin letterlik eintlik in vers 9, dan gaan ons te doen kry met die Nephilim. Dit is die nageslag van die seuns van Elohim, die Memloses, en die dogters van die mens. En ek vra weer, hou asseblief Yeshua se woorde in gedagte. Hierdie is dinge wat hy sy eie disippels geleer het en waarvan hulle bewus was. Shaul, dis Paulus, en Shimon Kefa, dis Petrus, hulle was albei bewus van hierdie goed. Ek gaan vir jou skriffies gee wat vir jou daarop gaan wys. Maar neem hierdie ene. Yeshua het nie geskroom
om sy disippels te neem na Caesarea Philippi toe nie. Vandag is dit bekend as Banias. Ons was daar in 2023, ons kon nie so lekker alles sien wat ons wou nie, dit was 'n reënerige dag. Maar dis waar jy 'n groot rots kry, né, en daar's goed uitgekap daar, en dis waar mense die afgod aan, half mens en half bok aanbid het. Nou, wat anderster is dit as 'n ding wat hulle aanbid het wat geneties gemanipuleer is. Okay, en in dit kom Yeshua en hy sê, terwyl hy kyk vir hierdie ding, hierdie uitgekapte rots, hierdie tempel waar hierdie aanbidding plaasgevind het, dan vra hy vir hulle, en wie sê julle, wie is ek? En dan kom Shimon Kefa. Shimon beteken hy wat hoor, en Kefa is rots, hy wat die rots hoor, sy antwoord is, u is die Messias, die seun van die lewende Elohim. Gaan lees Matteus 16, hoofstukke 16 tot 18, en kry 'n volle begrip hiervan. Kom ek gee vir jou 'n prentjie van hoe kan so. Maar voordat ek dit net vir hulle wys, vanoggend het ons gepraat daaroor, en ek dink daar was baie gemengde gevoelens toe ons by Banias was, spesifiek oor, wat maak ons nou eintlik hier? Ja. Maar so min, ons kyk nou terug, en so min het besef, dat eintlik is daar die saad gesaai van, wie sê Yeshua? Wie sê jy is ek? Ja. Dit vra Yeshua vir jou. En daar was die saad eintlik geplant gewees. Niemand het dit, of baie het dit nie besef nie. En nou kyk ons 2 jaar later terug, en nou kan ek dink daar's heelwat wat op is wat kan getuig en saam kan sê, die skil het van ons oë afgegaan. Jy sien, want as jy daai gedeelte gaan lees, wanneer hy dit nou vir sy disippels vra, en dan net, hy wys vir hulle, hoe was dit in die dae van Noag, eintlik, letterlik, né? En dan sê, wie sê julle, wie is ek? En dan kan jy sien in daai gedeelte, in 8 verse alleen, is daar iets soos 11 idiome wat jy moet verstaan. Ek meen, en selfs dan, hierdie einste Shimon Kefa wat hier met hierdie openbaring kom, die oomblik wie Yeshua sê, maar hoorie, hy moet nou gekruisig word, en dis meer, dan sê hy, nee, dit moet nie so wees nie, en dan sê Yeshua vir hom, wyk van my Satan. Maar hy het hom nou, hierdie een oomblik het hy hom aangespreek in die gees waarin hy moet wees, en die volgende is hy weer terug in die vleesgedeelte. Maar ja, so hier is 'n prentjie wat jy nou gaan kry, wat jy kan sien, half mens, half bok, en daar's 'n rede hoekom ek hierdie goed vir jou wys. Hoekom ek hierdie prentjie vir jou gaan wys, want as jy vandag gaan kyk na heelwat van die speletjies en die video speletjies, of wat jy dit ook al noem, die games, hulle noem dit games, dan kry jy baie van hierdie tipe figure wat gebruik word. En voor ons aangaan wil ek net vir dit sê, ek het al reeds in 2010, het ek saam met 'n man 'n program aangebied op 'n nasionale radiostasie, waar die program wat ons aangebied het, gaan kom speel saam. Hy het hierdie games het hy verkoop, en ons het vir hom 'n sekere gebed gegee, die donderdag, dink ek was dit, en hy die maandag daar by ons aangekom, weer terug by die winkel wat ons bedryf het, en vir ons gesê, my hele kos my R60.000. Maar wat gebeur het, is hy was so convicted oor wat in daardie speletjies aangaan, dat hy sy muur gegaan het en net gaan uitgooi en vernietig het dit wat het is. Ek was saam met hom, soos ek sê, op daardie program, ek het die DVD cover het ek my hand gehou, en daar agterop staan, byvoorbeeld, with Satan at your side, you can overcome the prince of so and so and so. So hierdie goed, hoe noem ek dit vir jou? Dink jy regtig dat die Nephilim was net in daai tyd gewees? As Yeshua sê dit sal weer so wees, hoe maak hulle jou gewoond aan hierdie gedagte? Dis wat ek wil hê jy moet dink. So ek sê weer, dan mag dinge wees waaroor ons vandag Wat praat. ek sê is, moenie net vaskyk tussen die goedheid, die reuse, daai aspek nie. Kyk na die grootheid op 'n ander manier, hoe hulle infiltreer. Jy moet gaan kyk, want weer eens, so wat ons nou net gaan sien uit sommige van hierdie skrifte uit, is dat, maar as daar na die vloed nog steeds reuse was, dan beteken dit iewers is daar nog Nephilim bloed wat vloei, in iemand se are vloei, of in baie mense, of wat ook al, jy kan dit is wat Yeshua vir ons sê, dis hoe dit gaan wees. Het gaan nie skielik weer uit die buitenste ruim uitkom, dis al reeds op hierdie aarde, die skrif is duidelik daaromtrent. So, en Vader teken hierdie goed op, want hy wil hê dat ek en jy die detail moet sien,
dat ons dit kan herken in ons dae. Is dit soos Noag se ding? Is dit soos Sodom en Gomorra? Jy weet, dis mos altyd vir ons makliker om te aanvaar wat ons geleer het en self ondervind het, maar hierdie tipe inligting maak ons 'n bietjie ongemaklik om die idee te hê dat, hier kan Nephilim tussen ons wees. Maar kom ons kry net ons koppe reg. Kom ons kry nie die regte denkraam, die regte mindset. Skrif sê vir ons moet dit doen. Hierdie skrif lees nie so lekker in die Afrikaans nie, daarom het ons hom ook vir in die Engels daar opgesit. Voor die vernietiging is die mense hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Ja, dan sê die Engels, before destruction the heart of man is haughty, and before honor is humility. He that answereth a matter before he heareth it, it's a folly and a shame unto him. Met ander woorde, luister eers na hierdie en laat toe dat die Ruach met jou praat oor hierdie ding. Ek meen, Salomo is die een wat dit vir ons baie behoorlik duidelik maak dat ons moet 'n saak deeglik deurdink, jy moet dit deursoek voordat jy dit nie sommer afmaak. Ek en jy moet leerbare geeste hê en ons moet bereid wees om ons vooropgestelde idees te laat vaar waar nodig. Waarom? Jy sien, as jy reeds vir jouself dit uitmaak, nee, daar's nie eintlik meer, nie in hierdie day and age, daar's nie meer Nephilim nie. Met ander woorde, jy jou mind opgemaak, soos ons sê, nee, dan gaan hierdie studie eintlik vir jou verlore. Dit voel vir jou amper asof dit onnodig is, en ek sê, nee, moenie dit doen nie. Kyk mooi wat dit is wat Vader regtig vir ons sê. So, ons het nou, maar Noag het guns gevind, nee, so, ek wil net tog die punt maak, wat Vader eintlik alles daar vir ons sê, is elke keer as ons sien, dat die dimensionele of die fisiese wette verbreek word, so wat ons nou hier sien, die seuns van Elohim, en die dogters van die mens, wat nou by mekaar kom, en hierdie Nephilim produseer, dan moet ons verstaan, daar is 'n ander dimensie wat in werking gestel word. As ons sien dat hierdie fisiese wet verbreek word, kan ons dit die meeste van die tyd nie regtig verklaar of verstaan nie, want dis buite ons begrip. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ons fisiese wette bepaal dat 'n man wat probeer om op water te loop, sal sink. Maar Messias Yeshua het dit gedoen. Volgens ons wette moet 'n brandende bos verteer word. Al die eerstgeborenes in Egipte moet nie op dieselfde nag sterf nie. Die Rooi See moet nie skei nie, of oopkloof nie. Die idee van 'n 4 pilaar is onmoontlik. Maar jy sien, dis eintlik asof Vader van die begin af vir ons probeer ons aandag kry en ons te laat weet, daar is soos ander dimensies wat buite ons waarneming is en wat nie heeltemal die wette van hierdie fisiese heelal voldoen nie. En dis hoekom Vader doen dit homself, hy met wonderwerke doen hy hierdie goed. So ek sê weer, wat in hierdie aarde is en wat vir my en jou waarneembaar is, dis nie al wat daar is nie. Dis regtig nie al wat daar is. Daar's meer wat die onsienlike nie kan. Exactly, daar's baie meer wat vir ons geopenbaar gaan word. En jy gaan sien hoe gaan sekere goed uitspeel so wat hierdie woorde van Yeshua in werking kom. Vers 9, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met Elohim gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Shem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van Elohim, en die aarde was vol geweld. Toe sien Elohim die aarde aan en kyk, dit was verdorwe, want alle vlees het sy weg op die aarde ondermyn. En Elohim sê vir Noag, die einde van alle vlees het toe ooreenkomstig my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde vernietig. Ek wil net hê jy moet net op daai sien, terwyl dit nou op die skerm is, Noag het met Elohim gewandel, met ander woorde, hy was 'n tzaddik, hy was tamim, hy was 'n regverdige, opregte man, sê die skrif vir jou, hy het met hom gewandel, so hy het geloof gehad in Elohim, en jy sal sien, hy gaan later ook vir Avram leer, en hy, ek is nie heeltemal seker of hy wel van die kinders ook geleer nie, maar ek weet hy het onder andere in sy leeftyd het hy ook dit van die begin af, van Adam en Eva se dae af, het hy oorgedra aan Abraham. Goed, so,
En nou sien ons in Noag se dag was daar baie geweld en korrupsie. Daar sien jy, kom ons die idee van die gewone mens en die Nephilim wat gebore is uit hierdie verkeerde vermenging van saad. So, dit is baie belangrik om te verstaan dat as gevolg van die seuns van Elohim en hulle nageslag, dit kry jy die Nephilim. Nee? Ons het nou gesê, die seuns van Elohim is wesens met 'n multidimensionele ervaring. Hulle kan baie maklik dinge doen wat buite my en jou begrip is. Die Nephilim is dan 'n mengsel van die dinge wat ons nie kan verstaan nie en die dinge wat ons wel kan verstaan. So, as sodanig sal hierdie eienskappe die vermoëns hê wat ons fisiese wette kan trotseer. Want jy gaan vir jouself vra, jy weet, ja nee, maar 'n gees kan dan nou nie met 'n mens gemeenskap hê nie. Wel, ons sien hier uit die Nephilim uit dat daar's inderdaad iets wat gebeur wat dit tot stand laat kom en dit is normaalweg nie baie goed nie. Wat sê Shaul vir ons in Tessalonisense 2? Want die verborgenheid van die wetteloosheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die wettelose geopenbaar word. Hy wat die meester met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerlei verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Die liefde tot die waarheid, maar hulle het nie tot aangeneem. En daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet Elohim altyd oor julle dank, broers, wat deur die meester bemin word, dat Elohim julle van die begin af verkies het tot verlossing, in afgesonderheid van die gees en geloof in die waarheid. So die punt is hierso dat ons is reeds gewaarsku dat hierdie komende dwaling eintlik al reeds aan die werk is. Ek het weer eens, ek wil jou herinner, 'n wonderwerk het altyd te doen met 'n ander dimensie. Iemand wat uit die doodheid opgewek is, daar's 'n ander dimensie, 'n ander realm betrokke. Die enigste wat 'n ding gaan onderskei of dit van Jahoua af is of nie, is sy woord. Sy woord. Bestudeer die woord. Dis die ding wat jou gaan beskerm. Want wonderwerke sonder die waarheid van die Torah beteken net maar niks nie, absoluut niks. Nee? Ek sê weer, in Noag se dag was daar Nephilim. Kry die prentjie daarvan. Hierdie is reëse, dis manne van groot krag. Dit maak saak met 'n vertaling hier ook al gebruik nie, reëse, gevalle mense, manne van groot krag of andersins. Hierdie Nephilim was beslis anders as ander mense wat op die aarde gewandel het. Hulle was groot, hulle dikwels 6 vingers aan elke hand en 6 tone aan elke voet gehad. Jy kan gaan kyk na 2 Samuel 21 vers 20 en 1 Kronieke 20 vers 6. Ek het dit nie alles hier ingesit nie, om dit nie te lywig te maak nie, maar dit is moeilik om te dink, né? Maar daar is sekere kommentare wat ons daarop wys dat van die Nephilim was 15 tot 20 voet lank. Ek gaan nou vir jou skrifgie gee, want ons het ook van Bashan en ons het vir Goliat van Gad, ons weet, hulle is deel van die Nephilim, van die Raphaim, die Anakim, die verspieders ook, hulle sê hulle die Anakim met hulle gesien, en dit het hulle bevrees gemaak, né? Maar op die ou einde het Caleb tog maar uit by Kiriat Arba te gegaan, en het al 4 het hy gaan vernietig, en Dawid weet ons ook van die reëse, het hy vernietig. Maar kyk nou net hoe groot, ek gee vir hierdie skrifgie, dat jy net kan sien, wat is die afmetings van Og? Alles lees. Lees jy die Afrikaanse gedeelte, ek sal die Engelse ene, want hy gee vir jou 'n bietjie van 'n... Al die stede van die plein en die hele Gilead en die hele Bashan tot by Salgag en Edrei, stede van die koninkryk van Og in Bashan, want Og die koning van Bashan het net alleen oorgebly van die Refaïte. En kyk, is sy ledekant 'n eiste ledekant, nie daar in 'n Rabba
van die kinders van Ammon nie. 9 is sy lengte en 4 sy breedte. Gewone elle. Kyk wat sê die Engels, jy weet, ek dink hy gee dit vir my so 'n bietjie beter. Hy vertel my hoe groot is hierdie ou se bed. For only Och, king of Bashan, remained of the remnant of giants. Behold, his bedstead was a bedstead of iron. Is it not in a Rabbath of the children of Ammon? 9 cubits was the length thereof, and 4 cubits the breadth of it, after the cubit of a man. Kyk na hierdie prentjie, dan kry jy so half en half 'n idee. As jy sien as Goliat, as hy net 6 voet was, of 6,5 voet was, dan sou hy byvoorbeeld gesukkel het om daai spies wat so groot soos 'n wewerstok is te kan dra. Nee, maar hierso kry jy nou 'n hele ou prentjie, jy weet, hy was waarskynlik nader aan 13 voet of so gewees. Maar kan jy sien, daar het jy nou jou verskillende Nephilim, Rephaim, Anakim. Ons sien in Josua 11, dat hy wat Josua as het al die reëse verslaan, gaan lees dit gerus daar vir jouself, net in Gaza het daar reëse oorgebly. Jy weet, is Gaza nie vandag nog so in die nuus nie, net in Gaza het daar nog van oorgebly. So die punt is dat hierdie Nephilim is 'n byproduk van 'n ongelyke soort. Dit verbreek Jahwe se wet rakende dieselfde soort, of van dieselfde soort wees. As jy iets meng wat nie gemeng moet wees nie, daar is nie krag daarin nie, daar is nie sterkte daarin nie. As jy een vlees uit 2 verskillende vlees maak, dit gaan val. Dit gaan definitief val, dit gaan 'n swakheid produseer, dit gaan swakheid in mense produseer. Dit gaan nie vir hulle goed uitwerk wanneer hulle inval met dit nie. Ook in die boek van Enoch, ek wil tog vir jou dit lees, hy sê, and I, Enoch, was praising the great Lord and the King of the world, and behold, the watchers called to me, Enoch, the scribe, and said to me, Enoch, thou a scribe of justice, go announce to the watchers of heaven, who have left the high heaven and the holy eternal place, and have contaminated themselves with women, and have done as the children of men do, and have taken to themselves wives, and are contaminated in great contamination upon the earth. But upon the earth they shall have no peace, nor forgiveness of sin, for they will not enjoy their children. Kan jy sien wat se breed is dit wat kom? Kom ons kyk wat sê Petrus hier omtrent. Want as Elohim die boodskappers wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van afvallige mense gebring het. Kan jy sien wat sê hy wat Kefa, Petrus is. Hy sê dieselfde ding wat ons bestudeer het. Hy sê die engele het gesondig, hulle is in die hel gewerk. Natuurlik kan ons weer 'n lang gesprek hê oor die hel as op sy eie. Maar nog iets wat hy doen is dat hy lig die engele se rebellie en verlating van hulle hemelse woonplek. Hy lig dit uit en hy verbind dit met die sonvloed. Dit wat mense vandag wil ontken. Maar ons sien dit. Dit is ook regtig interessant as jy gaan kyk hoe meer oor die onderwêreld praat, want daar's 'n verwysing eintlik na Griekse mitologie. Ek wil nie nou in dit ingaan nie. Ek wil nou oorgaan na Daniël 2 toe, want Daniël praat ook van hierdie saadvermenging. Dis waarop ek nou wil konsentreer. Vers 37. U, o koning, koning van die konings, aan wie die Elohim van die hemel, die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld, die seuns van Adam, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as u sin, daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers, en die 4de koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter, en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis, en dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van staan nie, Deels van die potterbakker klei en deels van yster was.
Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees en van die hardheid van die yster sal daarin wees, totdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het, en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is. 'n Gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae waarna die koning sal die Elohim van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. So Daniël homself interpreteer nou Nebukadnesar se droom van hierdie groot standbeeld van die verskillende metale, jy weet wat gemaak is. Dit is ook net interessant om te sien dat Daniël erken hier die verskillende saadvermenging met die saad van die mense. En dan kan jy sien dat is die uiteinde daarvan. Maar ek gaan, jy weet, ek los dit daarin vir jou, nou gaan ek vir jou die vraag vra, maar waarom Satan? Waarom wil hy hierdie Nephilim skep? En ek en jy gaan die antwoord kry weer eens terug in Bereshit 3. Jy sien, hy wat Satan is, hy en sy volgelinge gaan na die aarde afdaal, hulle gaan hierdie Nephilim voortbring, en hulle gaan sodoende die mensdom besoedel, en jy moet jouself vra, maar wat gaan hulle baat om, daarby baat om so iets te doen? Onthou net, Satan is listig, hy is vindingryk, hy is 'n wese, daar moet 'n doel wees agter hierdie denke van hom. En as jy gaan terugkyk na wat gebeur het in die tuin van Eden, dan behoort jy baie vinnig by die antwoord uit te kom, want toe die slang Gawa op die pad na rebellie gelei het, dis toen was wat Jahwe die profesie van die saad gegee het. Hy het vir die slang gesê dat hy vyandskap tussen die saad van die slang en die saad van die vrou gaan plaas. Nou as jy die vyand is, nee, is een van die beste maniere om te voorkom dat hierdie profesie gebeur, deurdat daardie saad wat jou ondergang sal wees, te besoedel, en dan, ek meen, al het jy moes uit hierdie probleem uit. Soos jy jou saad met die saad van die vrou kan verbring, sal dit onmoontlik wees om jou te vernietig, want jou saad sal oral op die aarde wees. Kan jy sien wat gebeur hierso? So, dis 'n slim set van Satan alreeds hier in Bereshit 6, en dit hou nie op nie, want Yeshua sê dit sal so wees in die eindtye, soos in die dae van Noag. Kom ons praat nou so 'n bietjie oor Noag. Ek wil nou gou by die tweede gedeelte kom, waar ons gaan praat met Noag en die ark en die krag van ooging. Ek wil hier ietsie sal sien wat hier uitgekom het. So kom ons praat maar 'n bietjie nou oor Noag. Ja, wel, toe Noag gebore is, het sy vader Lammes sy seun se profetiese bestemming verklaar. En Noag het hom geroep en gesê, hy het met ander woorde benoem, en gesê, hierdie man sal ons rus gee van ons werk, en van die leiding van ons hande, ter wille van die land, wat Jahwe vervloek het. Dit staan in Bereshit 5 vers 29. Die woord en getuienis sê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk, en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat Jahwe vervloek het. Goed, so kom ons kyk nou na sy naam. Dit bestaan uit 'n nin en 'n get, en die simbool van die letter nin verteenwoordig, jy weet, iemand wat eintlik teen iets leun, of wat leun, dit lyk so. Dit wys ons 'n onderdanige persoon wat homself ondergeskik stel aan wet en orde. So eintlik beteken Noag dan mos nou rus en kalmte, né? Rus en kalmte. Eintlik nog meer, jy gaan nou sien, dit beteken nog wat meer. Maar kyk wat sê Yeshua dan nou ook van hierdie einste rus. So hou dit nou net in gedagte. Neem my juk op julle en leer by my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. En my las is lig. Nou goed, so wanneer ons dan hierdie letter nin beskou, dan praat dit van voortsetting, dit praat van nederigheid, dit praat van ondergeskiktheid, dit praat van getroue diens, en as gevolg daarvan sal ons beloning kry deurdat ons opgehef of verhef word en dat ons rus ontvang. So dit was Noag se saad wat bewaar is
sodat hierdie messiaanse geslagslyn gehandhaaf kan word. So hy word bewaar vir dit. Die volgende letter is die letter Get, né? Onthou van die Noag. En dis die 8ste letter van die Hebreëse alfabet of die alfabet. En die numeriese waarde daarvan weet ons is 8 en dit praat altyd van 'n nuwe begin. En daar was 8 mense wat van die vloed in die ark bewaar is. 8 is die getal van die verlossing. Jy sien ook op die 8ste dag van die geboorte van 'n Israelitiese man, dan word hy besny en hy sluit die verbond wat hom as hierdie nuwe skepsel verseël as deel van die volk van Israel en wat die beloftes van Jahwe het. Die letters beteken soos in encircling is die Engels, omsingeling is die Afrikaans, scheiding. Dit is wat ja, hy is heeltemal apart gestel, nee. So hy is heeltemal beskerm en geskei van die oordeel wat Jahwe gestuur het. So alreeds in sy naam kry jy daai prentjie. Nou, kom ons praat net vinnig oor die ark self, die Teiva. Is eintlik 'n Teiva. Jy kry dit in Strongs. Hy het daar vir my vertaal is sterk, maar is Strongs H8392 en dit beteken dis 'n kus of 'n mandjie, net soos die een wat Moshe gered het. Die letter Taf, dit staan vir 'n verdrag, 'n merk of 'n teken. Die byt is eintlik wat die V-gedeelte gee. Dis 'n huis, dis 'n winkel, né, dis die binnekant. En die hy is om na te dink of om te openbaar, as jy dit bymekaar sit, dan klink dit so. Die ark is binne die geopenbaarde verbond. Jy moet kyk na die tent van die verbond. So, die ark gaan letterlik die geopenbaarde verbond vir my en vir jou verteenwoordig. So, om in tente te woon is om binne in die Torah te woon. En kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te vernietig alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterf, maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. So jy kan nou sien, hierso kom die opdrag om ietsie te doen, en hier kom 'n verbond. Ek sluit 'n verbond met jou. So weer eens, die Hebreëse woord vir ark is die Teiva. Dit beteken ook die woord. Hy kan ook beteken die woord. So dis letterlik wanneer Vader sê, kom in die ark in, dan sê hy, kom in die woord in. Nee? So, hoe kan ek dit vir jou sê? Hier gaan jy die heiligdom van wysheid kry, jy gaan die betekenis en die heiligheid vind te midde van die vloedwaters van die lewe. Dis hoe Gebad dit eintlik vir ons verduidelik. Hy sê, as jy inkom in hierdie woord in, dan gaan jy hierdie betekenis en heiligheid gaan jy vind. So in die eintlik is vloedwaters dit van die lewe. Ja. eintlik is dit gebed en in die woord in. Beide van hulle. Met ander woorde tefillah en davar. En hy trek daai twee dan ook vir jou al saam. Nou gaan ek gou met jou dit bespreek, net so half ter afsluiting. Ons is amper klaar, moenie bekommerd wees, maar ek het hierdie genoem die 120-jarige mislukking. Die vraag wat jy jouself moet afvra, was daar nie makliker maniere as die ark nie? Ek meen, hierdie hele verhaal van Noag bied vir ons 'n goddelike raaisel, 'n legkaart as ons dit so wil hê, né? Ek meen, toe Vader besluit het om Noag en sy gesin van hierdie komende vloed te red, sekerlik, daar's talle eenvoudige maniere gewees om dit te kan doen. Hy kon gemaak het met hulle, hy kon hulle na 'n veilige land toe verskuif het, soos wat ons gaan sien hy met Abraham gaan doen. Hy kon hulle in 'n grot verseël het. Hy kon, soos met Jona, kon hy laat 'n walvis of 'n groot vis hulle instik vir beskerming. En tog het Jahwe nie een van hierdie gekies nie. In plaas daarvan het hy Noag beveel om hierdie monumentale taak te onderneem. Hy moet 120 jaar spandeer om hierdie massiewe ark te bou. Dis 'n leeftyd. As jy vat, hy 600 jaar oud, so dis 1/5 van sy lewe is daarmee heen, net om hierdie ark te bou. Maar as die skrif sê dat die lewensjare van 'n mens 120 sal wees, dan is dit 'n hele lewe, dis 'n leeftyd. Dan sit 'n hele leeftyd vir my en vir jou. Ja. En waar kry ons deesdae mense wat 120 jaar oud word? Maar jy gaan sien, daar is 'n baie diepgaande vraag wat hieruit van ontstaan. Waarom het Jahwe Noag dan nou beveel om hierdie eeuwelange projek
aan te pak, meer as 100 jaar, veral omdat hy reeds geweet het, dat niemand anders sou luister nie. Waarom sê hy dit vir Noag? Ons moet die vraag vra. Nee? Want dit bring, as jy gaan kyk na daai missie, na 120 jaar het Noag net mooi 'n 0 resultaat opgelewer. Wat was die taak? Wat is die doel daarvan? Wel, as jy gaan kyk, wat sê Rashi daarvan? Hy sê, die eksplisiete rede vir hierdie lang openbare projek was om die mense van Noag se generasie 'n kans te gee om hulle te bekeer. Die plan was dat hulle sou Noag sien werk, hulle sou hom vra wat hy doen, en wanneer hulle dan hoor van hierdie naderende vloed, dan sal hulle dalk bekeer. Nee, hulle sal dalk teshuva, hulle sal omdraai na Jahoua en sy weë. So, maar jy moet weet, hierdie hele missie is gegrond op miskien, maybe, miskien. Jy sien, die ark was bedoel om 'n massiewe drywende advertentiebord te wees wat eintlik jou laaste kans op verlossing adverteer. Nee? Interessant, as jy dit so beskou. Was die missie? Weer eens, dis 'n eeuwelange poging na 'n 0 resultaat. Kom ons meet gou hierdie resultaat. Want ons moet nou onthou dat ten spyte van hierdie goddelike strategie en hierdie hele eeu van Noag se arbeid, is daar geen eksterne resultate wat hoegenaamd bestaan nie. As ons 'n sukses in oortuiging sou meet, dan gaan dit maar 'n baie somber prentjie vir my en jou gee. In jaar 1 wat hy oortuig het, né? In jaar 1, 0 mense. In jaar 10, 0 mense. Jaar 50, 0. Jaar 120, 0. Na 120 jaar se werk, 'n beduidende deel van sy lewe, was Noag se suksessyfer om 'n enkele persoon buite sy onmiddellike familie te oortuig 'n mooi ronde 0. Het jy al daaraan gedink? Hierdie prediker van geregtigheid, dis wat Petrus hom moes genoem het. Ons het net gesien, ek dink ons sien dit nou weer. En dan word ons moedeloos omdat ons nie mense bereik nie, of wat ons mense nie kan oortuig nie. Hoe moes arme Noag gevoel het? Kan jy dink, vir 120 jaar lang, weet jy wat, nie ek bou 'n ark. Hoekom bou jy die ark? Nee, jy het vir my gesê. Maar het hy opgehou? Nee. Beteken dit ons moet ophou? Nee. Maar dis die punt, dis waar die krag van die poging inkom. As ek hom sê, weet jy, maar jy bou hierdie ding, hier is nie eers water hier naby nie, wat maak jy? Wat is dit wat jy doen? Jy weet, so met ander woorde, daar's heel wat ek en jy hieruit moet leer. So, kom ons herdefinieer sukses. Die waarde lê in die poging, nie in die uitslag nie. Kom ons kyk na die werklike missie, dit wat Jahoua vir Noag opgestuur het, né? Jy sien, as ek en jy net 'n verskywing het in ons perspektief van sy missie, dan gaan ons op 'n ander antwoord uitkom. Jy sien nie dat Jahoua ooit vir Noag sê om mense tot bekering te bring nie. Want dan sou die uitkoms daarvan onder Noag se beheer wees. Dis nie wat hier gebeur nie. Sy opdrag is bou 'n ark. Sy missie was om die werk te doen wat 'n omgewing skep waar mense hulle kan bekeer. Sy verantwoordelikheid was om die ark te bou en die boodskap oor te dra. Dit was oor in die hande van die mense om te kies of hulle wil luister of nie wil luister nie. Aan die einde van die dag is hulle verantwoording wat hulle gaan hê. Dit gaan wees teenoor Jahoua. So kom, ons kyk nou weer eens. Nou, daar's 'n bepaalde frase wat ek en jy so dikwels hoor, né? Wel, ten minste het hy probeer, ten minste. Weet jy wat daai term is gif, dis toksies. Dis 'n blote troostprys vir mislukking. Inteendeel, kom Noag se verhaal en dit leer vir my en jou 'n kragtiger konsep. Hy het Noag kan sê, ek het my absolute bes probeer. Ek het hierdie enorme boot gebou. Ek het hom gebou in die vlakke wat Jahoua wou gehad het. Dit verteenwoordig 'n tempel. Hy het die deur agter ons toegemaak. Verstaan jy, daar's 'n voorhof, daar's ons die afgesonderde plek, die mees afgesonderde plek. Dis soos 'n tempel hierdie. Ja, hy was 3 vlakke. Hy's in hierdie 3 vlakke gewees. Jy kan nou dink, hy was vir 'n jaar lank, het hy elke dag hierdie diere gevoer en al daai tipe van, wat het hy nie alles gedoen nie? Hierdie man het sy absolute 100% gegee. En moenie sonder resultate. En moenie vergeet nie,
Hy moes skoonmaak ook. Hy moes Want daai mis was vol. Kan julle dink hoe dit geryk in daai plek? ek wil hê jy moet sien, jy weet, want ons probeer altyd werk, ons probeer altyd kyk hoe lyk die getalle en die goeders, maar wanneer jy die maksimum moontlike moeite gedoen het, is daar 'n 0 verskil tussen 'n suksesvolle uitkoms en 'n vermeende mislukking. So hier wil ek vir jou sê dat die waarde lê nie in die resultaat wat ons nie kan beheer nie. Die waarde lê in die volledigheid van ons poging. En dis wat die disippels voorgeroep is om te doen. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Wat moet hulle doen? Getuies wees. Daar staan nie, jy moet hierdie groot arenas bou en alle mense nooi om 'n Sondagsgebed te doen. Verstaan? Dis nie wat hulle moet doen nie. Hulle moet getuies wees van die leefstyl van Yeshua. So, Jahwe beloon niemand vir die uitkoms nie, want dis nie in jou beheer nie. Hy beloon jou vir die nakoming van die opdrag, die mitzwa. Hy vra, wanneer ek vir jou hierdie opdrag gee, die maksimum inspanning van jou. Jy moet dit so hanteer asof die gewenste uitkoms al klaar gebeur het. Jy moet dit weer 'n keer sê. Jahwe beloon jou nie Van die uitkoms nie, vir die uitkoms, vir die resultaat nie, maar vir jou gehoorsaamheid omdat jy die mitzvot nagekom. omdat jy die mitzwa nagekom het. Met ander woorde, jy moet nie doen maar net dit wat hy wil hê, dit wat hy vra. Jy doen dit en jy laat die uitslag oor aan hom. Dis in sy, het ons nie dit ook gesien nou met ons onlangse trip na Israel toe nie. Dis presies dit wat jy hier moet leer, is jy doen wat hy vir jou sê om te doen, maar hy is verantwoordelik vir die uitslag. En dit is vir my en vir jou vir vandag. As niemand van buite hierdie ark gered is nie, dan moet ons onsself afvra, was daar 'n moontlike, meer persoonlike sukses wat ons dalk oor die hoof sien? Maar ek hoop net jy verstaan dat ons moet wegkom van hierdie ding van, wel, ten minste het ek probeer of ek het my deel gedoen of wat ook al. Nee, jy moet jou allerbeste doen. Noag het sy allerbeste gedoen met 'n 0 resultaat. Maar kom ons kyk of daar 'n persoonlike suksesverhaal hierin is. Nee? Wat is hierdie onsigbare voordeel wat hy gehad het? Ek en jy moet verstaan, die tweede belangrike les is dat die 120 jaar van hierdie toegewyde inspanning moontlik noodsaaklik was om die enigste mense te oortuig wat die meeste saak gemaak het. En dit was Noag se vrou en dit was Noag se kinders. Kan jy nou vir jouself dit indink, dat Noag eendag by die huis opdaag en hy kondig aan, 'n vloed kom, ons klim môre almal op 'n boot. Almal soos 'n gesonde verstand bevraagteken. Maar weet jy wat het gebeur? Is hierdie kinders, hulle het aanskou hoe hulle pa 120 jaar lank, elke dag sy hamer gevat het, sy saag en het beplan, hy het in alle erns hierdie profesie wat hy gekry het, hulle het begin om daarin te glo, tot so mate dat hulle gewillig was om saam met hom in die ark in te gaan. Hulle het gesien, hulle het aanskou, hulle het dopgehou. As baie mense wat dophou wat jy doen, wat ek doen, moenie daai fout maak nie, hoor wat ek jou sê. Dis die kinders wat dit dophou. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee met 'n analogie van die aanbied van 'n Shabbatete. Jy kan dalk 'n gas of gaste nooi wat nooit 'n Shabbat ervaar het nie, en dan doen jy al hierdie geweldige moeite in die hoop dat dit hulle sal inspireer, net om eintlik te sien dat hierdie gas of gaste stap daar uit onveranderd, dit het niks aan hulle gedoen nie, geen indruk op hulle gemaak nie, en jy kan soos 'n mislukking voel. Maar wie jy weet, kyk, jou kinders het gekyk wat jy doen. Hulle het jou passie gesien, hulle het jou toewyding gesien, hulle het gesien hoe belangrik die tradisies vir jou is, en dis die diep les wat hulle internaliseer, dis wat hulle sien. Die moeite wat ons vir ander doen, lewer dikwels die grootste beloning in ons eie huise. So alhoewel Noag se poging sy eie beloning was, en sy gesin gered was, dan laat dit nog steeds ons een vraag. Maar waarom het sy boodskap nie aanklank gevind by ander mense nie? Jy gaan jouself daai vraag vra, ek sal, het ek dit al gedoen? Ja, ons is al veel jare in die gang,
moes ons nie groter gewees en uitgebreid en meer takke op die been gebring het en meer groepe gevestig het nie? Natuurlik vra jy jouself daai vraag. Maar jy sien, daar's baie tekste wat beskryf dat Noag, né, hy wat die boodskapper van geloof was, daar is 'n finale stukkie in hierdie legkaart, want die beginsel van net 'n klein bietjie geloof in Hebreëus, die mitan amuna. Dit beteken nie dat hy nie vir Jahwe geglo het nie. Hy het met Jahwe gepraat, hy het 120 jaar lank sy bevel gevolg. Maar dit kan wees dat hy 'n dieper twyfel gekoester het. Hoe kan dit wees? Noag het dalk nooit geglo dat Jahwe se barmhartigheid en geduld sou opraak nie. Hy het dalk geglo dat Jahwe sou 'n vloed bring, maar hy het ook vertrou in Jahwe se deernis, dat dit uiteindelik sou ingryp en verhoed dat die ramp so erg wees, soos wat dit beloof was. So, jy kan sien, hy glo en hy glo nie, tegelijkertijd. Kan jy sien wat ek vir probeer sê? So, hy het hierdie interne twyfel gehad, en as jy daai twyfel het, weet jy wat, as jy as 'n spreker, as jy nie die oortuiging kan oordra nie, dat as iemand nou vir vra, maar wat is jy besig om te doen? Ja, ek bou 'n boot, of ek bou 'n ark. Hoekom doen jy dit? Ja, hoe het gesê. Want jy kom nie met die nodige vrees vir die hemel nie. Weet jy, die term wat hulle gebruik is Yirat Hashamayim, né? Jy het die vrees vir die hemel, en as gevolg van die vrees vir die hemel sê hy, julle moet julle saak regkry, want daar kom 'n vloed, julle moet op hierdie skipie klim, sodat julle gered kan word, né? As hy nie daai selfde oortuiging vir hulle gehad het om dit so oor te dra nie, dan sou hy 'n 0 resultaat hê, behalwe miskien dan is sy vrou en kinders. Verstaan jy wat ek nou vir jou sê? So die oortuiging van my of van jou, as 'n spreker teenoor ander mense, né, daar is regtig hierdie verband tussen oortuiging en kommunikasie. As jy nie daai oortuiging het nie, gaan jy nie oortuiging oordra nie. Jy kan niemand disipel met dit wat jy byvoorbeeld nie mee gedisipel is nie. Kom ons kyk na hierdie verhaal van 'n groot rabbi. Hy het na 'n stad gereis met die naam van Ushda. Hy wou daar ouers gaan toespreek, Joodse ouers, wat hulle kinders na nie-Joodse skole gestuur het, en hy het letterlik 'n hartstogtelike toespraak gehou, by hulle gepleit om hulle kinders se geestelike toekoms te red, maar hy kon niemand oortuig nie. En toe hierdie vergadering dan nou eindig, het hy begin huil. En die ouers het verward gevra, maar waarom huil jy? En sy antwoord was skokkend. Hy sê, hy het nie vir die kinders gehuil nie, hy het vir homself gehuil. Hy verduidelik, die wyses, die sages, die tzaddik, hulle leer dat as iemand 'n vrees vir die hemel het, dan sal sy woorde gehoor word, en sy woorde is nie hier gehoor nie. So, as my woorde nie gehoor is nie, beteken dit dat ek 'n gebrek aan geestelike reinheid het, dis hoekom ek huil. Hy het gehuil omdat sy versuim om die waarheid te kommunikeer 'n weerspieëling was van 'n probleem in sy eie siel. Nou, Noag se boodskap het nie ander oortuig nie, want sy eie geloof was nie so absoluut nie. Sy innerlike huiwering, sy geloof dat Jahwe barmhartigheid sou gebruik om hierdie slag te verslag, nee, dit het verhoed dat dit ander mense se gedagtes en hulle verstand verander. Jy sien, ek en jy volg baie keer die pad van die minste weerstand, hulle noem dit 'n path of the least resistance. So, weet, ek sê nie maar vir jou, ek bou hierdie, want ek het nou gehoor, daar kom 'n vloed. In steede daarvan om met voorwaarts te kan sê, daar kom 'n vloed, maak jou saak reg, klim op die boot. En dan net, Noag se reis van 120 jaar. Ek en jy moet verstaan, wat is die wysheid om in hierdie ding wat 'n mens noem, miskien te leef. Weer eens, dit was nie 'n mislukking nie. Eintlik was dit 'n baie diep meesterklas poging. Want dis waar die geloof en die ware sukses lê. Ons leer dat baie van hierdie geestelike werk vind plaas op die gebied van miskien. Ek vertel jou dat jy in die Messias moet glo. Jy gaan dit dalk nie doen nie, maar miskien hoor jy die woord. Miskien hoor jy presies wat dit is wat ek vir jou vandag sê. Ek vertel vir jou, jy moet jou sits dra, want miskien, net miskien, gaan die Ruach jou
oortuig daarvan. Ek vertel vir jou van die talit, ek vertel vir jou van al hierdie dinge, van die feeste om dit te hou, hoe dit te hou, want miskien gaan jy die inspirasie daarin kry om dit te kan hou. Dit is die krag van die miskien, van die maybe. So, as jy gaan kyk na ou wat in 'n gimnasium is, om sterker te word, gaan nie daaroor dat, wel, ek kan hierdie gewig optel nie. Om sterker te word is wanneer jy nie meer die gewig kan optel nie, om deur te druk. Dis wanneer jy begin om aan te hou en deur te druk. So, as jy net dit probeer wat alreeds 'n uitgemaakte saak is, sal jy nooit groei nie. Dit is so dat Jahwe waardeer die moed om te probeer, né? En hy, jy weet, as hy kyk na die miskien, hy kyk na dit wat Noag gesê het, miskien sal iemand anders te gered kan word, miskien sal Jahwe sy hart versag, miskien sal hy barmhartigheid teenoor hulle dit hê. So, jy moet net dit weet, dat Vader kyk die miskien aan, miskien selfs meer as die gewaarborgde sukses. Moenie die miskien, net miskien, moenie dit weggooi nie. So, my en jou verantwoordelikheid, en ek wil hê ons moet kyk na die wysheid wat ons nou leer hier uit die ark uit. Eerstens word jou sukses gemeet aan 'n poging, nie aan die resultate nie. Jou verantwoordelikheid is om die maksimum moeite te doen, die uitkoms is in jou se hand, want dis miskien. Die tweede een is, jou poging het 'n impak op jou eie gesin eerste. Hulle is die vernaamste begunstigdes van ons pogings om ander te help. Dis dikwels die kinders en die geliefdes, hulle wat ons toewyding aanskou, jy wil hulle heel eerste bereik. Dis die wysheid van die ark. Die derde punt is, ware geloof is 'n voorvereiste vir oortuiging. Voordat jy enigiemand anders kan oortuig, moet jy eers 'n onverskrokke, onwankelbare oortuiging in jouself kweek. Hierdie skip gaan seil. Hoor dit, ek bou hom nie verniet nie, ons gaan diere hier oplaai, die mensdom gaan uitgewis word, jy kan nou maar vir my lag, maar daar kom 'n dag, waar die reën kom. So jou boodskap is net so sterk, soos wat jou eie geloof daarin is. Dit geld vir my en jou, as die disippels van Yeshua, net so. Jou boodskap, as jy nie in jou boodskap glo nie, gaan jy dit nie kan oordra nie. Ek is jammer. Die Engelse woord embrace, ek sukkel altyd om 'n mooi Afrikaanse woord vir hom te kry. Jy embrace die miskien. Embrace dit. Ware groei gaan net plaasvind as jy iets probeer wat jy dalk nie bereik nie. Noag het nie groot getalle mense bereik nie, maar Jahwe waardeer die moed om op te tree, selfs wanneer die sukses net 'n miskien is, want dit is waar alle vooruit gaan woon. Hoop jy verstaan daai ene. Moet nooit ophou om te probeer nie. Moenie jou steur of hulle jou boodskap vat en of hulle nie jou boodskap vat nie. As jy by Jahwe gehoor het, doen wat hy sê. Ek en jy, ons kan beter doen.